Bon Courage tussen die Brederrivier en die Langeberge in Robertson is aangewys as die top wynlandgoed by die SA Terroir toekennings met 3 van hul wyne wat ook as nasionale wenners bekroon is. Nou, ek is baie lief om 'n roerbraai op 'n weeksaand te doen, want dit is vinnig, maklik en vars, gesonde bestanddele. Nou, ek gooi 'n paar oosterse bestanddele by, dan bederf jy my nou eers. Nou, ek sit altyd 'n klein bietjie van 'n Suid-Afrikaanse kinkel by. Nou, die sous is ook deesdae so maklik verkrygbaar. Ek het al hierdie bestanddele wat vandag vir die resep nodig is, by Pick n Pay gekry op hulle rak. Nou, die towerkrag of die geheim van hierdie resep lê in die fluweeltegniek, waar die lam eintlik maar net dis 'n marinade, waar dit gemarineer word met koeksoda en suiker om dan nou net die vleis ongelooflik sappig en sag te hou. Nou, die sous is 'n mengsel van soja, hoisinsaus, 'n spatsel rissisous of rissivlokkies wat 'n soet, skerp en 'n effense brand maar geurende smaak gee wat verseker jou smaakknoppies gaan laat wakker maak. Nou, ek het die vleis reeds in die marinade, die koeksoda, bietjie suiker, sojasous en dan olyfolie gesit en dit gaan nou marineer vir so 15 minute. Dit gee jou eintlik net genoeg tyd om dan nou die res van die groente voor te berei. Nou, ek het reeds met dit ook al begin en net om vir julle alles te wys, het ek hier my eysterpot braai geëet vinnig die mushrooms. Dis nou al reeds gereed en dan volgende sit ek dan nou hier het ek sommer net rooi en geel soetrussies. Jy kan natuurlik 'n groen een ook gebruik as jy wil en dit gooi jy dan nou net ook by en gebruik sommer olyfolie of botter. Botter gaan hom net lekker ekstra geurigheid gee, maar ek het net olyfolie hier binne-in. So die geheim is ook dat jy basies nou maar net jou groente nie te lank en saam met die vleis laat braai nie. So ek gaan net hierdie ook bygooi. En ek sal voorstel geen sout of peper tot dusver by nie, want onthou die soja wat ons in het is alreeds baie sout. En soos ek nou al bietjie genoem het, die geheim van die heerlike geurende en mooi roerbraai is dat jou groente en jou vleis basies eintlik maar apart gaar gemaak word en geurig voorberei word. En dan net voor opdiening, dan sit jy dit nou bymekaar. Maar as ek terug is, wys ek jou die vleis en die sous wat ons daarby maak. Nou, die vleis het net lank genoeg gemarineer en ek het dit so lank in my vuurwarm pan gesit en dit is eintlik so te sê gaar, lekker gebraai en verbruin. Nou, ek het 'n ontbeende lamsbout gebruik en jy kan dit net in blokkies of in reepies sny volgens jou keuse. Jy dink dalk 'n lamsbout moet vir ure lank gaar gemaak word, maar hier wys ek nou vandag vir jou dat jy met die gemarineerde lamvleis dit net so ook lekker kan bedien in die vorm van 'n heerlike sagte roerbraai. Nou, op 'n hoë hitte en 'n vinnige gaarmaakmetode is die lamvleis sag en sappig dan nou. Nou, terwyl die vleis braai, gesels ek gou oor die roerbraai sous. En iets wat ek net wil bysê, onthou moet nie jou vleis te lank laat staan nie, want dan maak hy maar daai water aan die kant. Dis nou 'n bietjie wat hier met myne gebeur het. Nou, hier is 'n hele paar bestanddele, maar ek beloof jou, die kombinasie van die geure is indrukwekkend en baie geurig in die spesifieke dis. So volg net al daai bestanddele wat ek op die resep sit. Dis bestanddele soos sojasous, hoisin, ligte rissisous, 'n rooiwyn asyn, garam masala, spesery en 'n bietjie meelblom dan nou. Nou, ek het reeds al daai bestanddele in hierdie bakkie gegooi en al wat nou moet gebeur is ons moet dit oor die vleis gooi. Nou, ek wil dit gou vir jou wys en dan gaan ek ook hierdie groente wat nou eenkant gestaan het bysit. En onthou die groente, die hitte van die vleis en die sous gaan hierdie groente eintlik dan nou net weer opverhit. Mens wil nie hê dat die groente dan nou te lank kook nie, vir die eenvoudige rede ons wil nie hê dit moet 'n papery word nie. Dit is wat ek nou ook gesê het, is die geheim in my roerbraai is dat ek die bestanddele apart gaar maak en dan kan jy dit aan die einde net bymekaar voeg. Nou, ek dink nie ek gaan genoeg tyd hê om vir julle te wys nie, want hierdie moet so 2 of 3 minute kook sodat daai meelblom lekker, jy gaan sien hy word so glansende sous en so donker sous. Die meelblom moet nou net bietjie stol en gaar word. So ek gaan dit doen en dan al wat gebeur is die groente met op binne inkom. Nou, jy kan die roerbraai saam met rys bedien of 'n lekker middagete of 'n kosblik idee is natuurlik iets soos 'n wrap of 'n pita, dan sit jy die vleis net daar binne in. Nou, as ek terug is dit tyd vir opdiening.
Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou, ons almal hou van maklike en vinnige aandete idees. In die week wanneer ons nie tyd het nie of ons tyd beperk is. So hier is nou weer vandag vir jou 'n smaakvolle resep vir die week wat kom. Nou kom ek spring dadelik weg en dis dien op. So al wat ek nou gedoen het wat jy nie gesien het nie, ek het laat die sous net bietjie dik kook, so hy het lekker as jy nou sien hy het bietjie verdik en dan het ek nou net die groente bygegooi en dit net lekker deurgeroer. So in 'n bakkie, want is maklik, kan 'n bord ook gebruik, vat ek het sommer basmati rys hierso wat ek net soos per die pakkie se instruksies gekook het. Ek hou daarvan om dit aan die een kant te skep en dan gaan ek die vleis aan die ander kant skep. So hier kan jy nou lekker so onder in die pan opskep en dan natuurlik maak seker jy kry van daai sampioene, jy kry van die kleur ook in die bord. Nog so laaste sampioentjie hier uit trek en dan nou net op die bord af te rond het ek sommer net graseie wat ek hierso het, bietjie opgesny, dit gooi jy nou so bo-oor. En dan vir ekstra lekkerte of daai Asiese gevoel het ek hierso sesame saadjies, swartes en wites en dit gooi jy dan nou net so bietjie bo-oor die rys. En kyk net hoe mooi pop die kleure. Nou as jy nie lamsvleis in die yskas of in die vrieskas het nie, gebruik bees of hoender. Dit werk net so lekker en net so goed. Geniet jou naweek en kry die resep van my op ons webtuiste. Onthou ook van die glanstydskrif wat jy daar kan aflaai gratis.